Ek het hierdie afgelope tyd paar moeilike vrae gehad om te antwoord vir mense wat naby my is en partykeer het ek self ook maar nie altyd die antwoord gehad nie. Dit gaan oor hoekom ons deur moeilike tye gaan en dit gaan oor 'n baie moeilike saak van hoekom lyk dit of die Here niks doen nie? Hoekom lyk dit of alles wat kan teen ons werk? Toe gaan lees ek Jakobus 1 vers 2 en 3 en hy sê, my broers en susters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want julle weet wanneer julle geloof getoets word, stel dit julle volharding in werking. Met ander woorde, ons moet bly wees as ons deur moeilike tye gaan. Ons moet die Here juis dan meer loof en prys en meer bid en nader aan hom leef, want dit maak dat ons deursettingsvermoë kry. So met ander woorde, ons as kinders van die Here moet selfs in God se blydskap wees in moeilike tye, want God gee vir ons daai blydskap. En dan lees ek 'n bietjie verder en dan sien ek maar as ons leer om deur te druk en ons leer om deur swaar kry te gaan met 'n glimlag en ons leer dat God regtig besig is in die agtergrond vir ons, dan berei God ons voor vir 'n plek waar hy ons wil hê. Hy berei ons voor vir 'n plek waar ons ander mense dalk kan help. Daar is tye wat ons almal deur 'n moeilike tyd gaan. Daar is tye wat ons in situasies is waaruit net God ons kan haal. En dis juist dan wanneer ons moet besef dat God is reeds besig om te werk. Hy het dinge reeds in plek. En ons tyd en God se tyd is verskillende tye. En God weet presies wat ons nodig het en hoe om ons te help. Ons moet net ons vertroue volkome in hom sit. In Romeine 5 vers 3 tot 5 skryf Paulus, dit is nie al nie. Ons juig selfs oor ons swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding kweek karakter. En karakter kweek hoop. Hierdie hoop is nie ongegrond nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Met ander woorde, as ons deur moeilike tye gaan, moet ons vashou aan die Here, want dit kweek volharding. En as ons kan volhard en kan aangaan in moeilike tye, dan maak dit ons karakter sterk. En daai karakter is wat ons geloof gee, is wat ons hoop gee. En dit is nie altyd wat ons wil hoor nie. Ons wil nie altyd hierdie dinge probeer verstaan nie. Ons wil hê God moet net vingers klap en dinge moet uitwerk. Maar hier is die groot ding, hier is die hoop, hier is die ding wat ons geloof moet versterk. Romeine 8 vers 28 leer ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy wil geroep is. En jy is geroep. Jy is geroep om vir God 'n ambassadeur op hierdie aarde te wees. Jy is die enigste vorm van Bybel, van Jesus, wat baie mense gaan sien. En daarom is dit nodig vir my en vir jou, om selfs in moeilike tye, ons vertroue volkome in God te sit, en te weet, hy het sy tyd, en hy gaan vir jou sorg, en hy is alreeds in die agtergrond besig om dinge vir jou uit te werk, en jou paaie gelyk te maak. God is alreeds daar. Hemelse Vader, ek wil bid dat U werklik vir ons sal help, om deur moeilike tye aan U vas te hou. Ek wil vra dat U werklik vir ons sal help, om deur moeilike tye ook te glimlag. Here, sodat U heerlikheid en U liefde deur ons kan straal, na die mense om ons toe. Here, sodat ons geloof en ons hoop 'n onderskraging vir die ou langs ons sal wees. Vader, en maak vandag ons paaie gelyk, en dankie dat ons weet, Here, vir U kinders werk alles altyd 100% uit. Dankie vir al die liefde. Amen.